Welkom by ons video oor projekrisikobestuur. Vandag gaan ons ondersoek hoe om risiko's te assesseer en te prioritiseer, 'n belangrike stap in die fokus van hulpbronne op die belangrikste bedreigings vir 'n projek se sukses. Die assessering van risiko's behels evaluering van elke geïdentifiseerde risiko deur die bepaling daarvan waarskynlikheid van voorkoms en potensiële impak op projekdoelwitte. Dit kan gedoen word deur gebruik van kwalitatiewe assesserings of kwantitatiewe metodes om 'n omvattende evaluering te verseker. Analise risiko-impak is noodsaaklik om te verstaan hoe risiko's verskeie projekaspekte soos koste, skedule, omvang en kwaliteit kan beïnvloed. Die beoordeling van die erns van potensiële gevolge help met effektiewe risikobestuur. Die beraming van risikowaarskynlikheid behels die oorweging van historiese data, kundige oordeel en huidige projektoestande. Hierdie beraming help om die waarskynlikheid van risiko's te verstaan en berei die span voor vir potensiële uitdagings. 'n Risikomatriks is 'n waardevolle hulpmiddel vir die visualisering en kategorisering van risiko's gebaseer op hul waarskynlikheid en impak. Dit help om risiko's te prioritiseer en te verseker dat die mees kritieke risiko's die nodige aandag en hulpbronne ontvang. Prioritisering van risiko's behels die rangskikking daarvan gebaseer op hul beraamde waarskynlikheid en impak. Hierdie proses identifiseer watter risiko's die meeste aandag en hulpbronne benodig, wat effektiewe mitigasiestrategieë moontlik maak. Ontwikkeling aksieplanne vir hoë prioriteitsrisiko's is van kardinale belang. Hierdie planne moet versagtingsstrategieë en gebeurlikheidsplanne insluit, wat verseker dat hulpbronne effektief toegeken word om kritieke risiko's te bestuur. Ten slotte, effektief risiko-assessering en prioritisering verseker dat projekhulpbronne op die belangrikste bedreigings fokus. Deur risiko's te evalueer en te rangskik, projekbestuurders kan geteikende strategieë implementeer om potensiële probleme te verminder. Dankie vir die kyk.